dat ek nooit twyfel nie, maar die waarheid staan voor my. Ek kan dit nie ontwyk nie. Heer, ek wil dit nie hoor nie. Ek wil nie hierdie pad loop nie. Maar hier staan ek met vrae, 'n hart wat leer om te luister. Ek kies nie hierdie pyn, maar ek kies hoe ek dit dra. Al verstaan ek nie die rede, God hou my vas vandag. Daar staan wat ek sterk voel, soos die son na die reën. En daar wat my asem swaar is teen my bors. Ek wil vir almal sê, God hou my vas vandag. Heer, ek wil dit nie hoor nie. Ek wil nie hierdie pad loop nie. Maar hier staan ek met vrae, 'n hart wat leer om te luister. Ek kies nie hierdie pyn, maar ek kies hoe ek dit dra. Al verstaan ek nie die rede, God hou my vas vandag. As hoop kon anders lyk, groot en sonder vrees. Ek het 'n stil vertroue dat U nog by my is. Ek hou vas aan die lig, al bewe my hande, en glo dat selfs hier binne U my altyd vashou. Heer, hou my vas net vir vandag. Gee my lig vir hierdie nag. Goeienaand Ruben. As alles wankel, as ek val, hou my vas, dis al. Hou my vas net vir vandag. Tot genade weer begin. Ek weet nie hoe dit eindig nie, maar U hou my vas vandag. Ja, die Here hou ons vas. Goeienaand, Suster Isabel. Ja, nee, dis kosbaar as die Here ons vashou, né? Prys sy wonderlike naam. Welkom aan elkeen van julle. Ja, hey, welkom broer Leon, Suster Marina. Sit jy langs jou man? Prys die Here. Ek loop my pad, al is dit swaar met leidsels wat niemand kan sien nie klaar. Hulle fluister sag, sê ek is verkeerd, maar net U weet hoe ek probeer. Ek het geval, maar weer opgestaan, met elke fout het ek nader gegaan. Na U lig wat my pad verlig, al sien die wêreld net my stryd. Hulle kyk met oë vol oordeel en pyn, maar U kyk deur my hart. U ken wie ek is binne-in. Ek hou vas, al breek die wêreld om my. Ek glo nog steeds, U staan langs my. Al sê hulle ek's verlore en verkeerd, weet ek U het my naam geleer. Ek hou vas deur donker en lig. U genade is meer as elke gerug. Ek stap vorentoe, al verstaan al nie, want ek weet, my God is hier vir my. Amen. Ja, Hulle sien net skadu's van wat ek was, nie die man wat groei, wat probeer vas, om beter te wees, om reg te staan, om U wil elke dag te verstaan. Ek dra my kruis, ek dra my pyn, maar ek weet ek hoef nie alleen te wees nie. U hand hou my wanneer ek val en lig my op deur dit alles. Hulle praat van sonde, van skuld en van vrees, maar U praat van liefde wat altyd sal wees. Ek hou vas, al breek die wêreld om my. Ek glo nog steeds, U staan langs my. Al sê hulle ek's verlore en verkeerd, weet ek U het my naam geleer. Ek hou vas deur donker en lig. Genade is meer as elke gerug. Ek stap vorentoe, al verstaan al nie, want ek weet,
maar ek leef nie vir oordeel of prys. My lewe lê in die hand alleen, en in die liefde staan ek sterk en rein. Ek hou vas, al breek die wêreld om my. Ek glo nog steeds, hy staan langs my. Al sê hulle ek's verlore en verkeerd, weet ek u het my naam geleer. Hou vas deur donker en lig, die genade is meer as elke gerig. Ek sal vorentoe al verstaan al nie wat ek weet. My God dra my deur. Alles heen, wat is heen, alles heen. Amen, dis al wat ons kan doen is vashou. Vashou aan die Here. Amen. In hierdie tye wat ons nou leef, hoor die dieselprys gaan alweer R13.000, ag R13 op, en ek weet nie wat alles nie. Good evening, Lisa Ann. Good to see you as well tonight. Enjoy it with us. We praise the Lord, eh? Praise the Lord. Ja, ons moet vashou aan die Here. My broer, my suster, liewe vriend, luisteraar, kyker, sideline kyker. Ag, ja, ons moet vashou. Dis al wat ek kan sê vanaand. Hou vas aan die Here Amen. in hierdie tyd. Prys die Here. Yes, Lord. Galasiërs 5:22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen wet nie. 'n Nuwe dag, 'n nuwe jaar, met beloftes in my hart. Ek sê, Here, ek wil beter leef, maar ek weet hoe swak ek is apart. Ek wil meer lief hê en meer verstaan, meer gee as wat ek neem. Maar sonder die Gees, o Vader God, kan ek nie regtig nog die pad alleen. Leer my om nie net te beloon nie, maar om in die krag te staan. Vorm my hart, verander my, laat die wil in my bestaan. Laat die vrug van die Gees in my groei, laat my lewe in liefde wys, liefde en vreugde, vrede diep, geduld wat bly, al kos dit prys. Laat die Gees my lei, my hou, in elke woord wat ek bely. Ek gee my hart, ek gee my lewe, hier leef die Gees deur my. Wanneer ek struikel, wanneer ek val, en my krag is amper weg, ontrou my hart dat U my dra, selfs as my geloof net fluister sag bly lê. U sien nie wil, ek ken my pyn, U weet ek wil gehoorsaam wees. Daarom roep ek nederig uit, Here, vul my weer met U Gees. Leer my om nie net te beloon nie, maar om in die krag te staan. Vorm my hart, verander my, laat die wil in my bestaan. Laat die vrug van die Gees in my groei, laat my lewe in liefde wys, liefde en vreugde, vrede diep, geduld wat bly, al kos dit prys. Laat die Gees my lei, my hou, in elke woord wat ek bely. Ek gee my hart, ek gee my lewe, hier leef die Gees deur my. Skep in my rein hart, o God, Asseblief, vernuwe my Here. van binne af. Breek alles wat nie van U is nie, leer my om soos Jesus te leef elke dag. Amen. Nie net vandag, nie net nou, maar elke tree wat voor my lê. Laat my lewe 'n getuie wees
van die krag van die Gees in my. Laat die vrug van die Gees in my groei. Laat my lewe in liefde wys. Liefde en vreugde, vrede diep. 'n lig vir ander, 'n hoop beprys. Ek gee my hart, ek gee my lewe. Alles wat ek is nou vir U. Here, leef U Gees deur my. Totdat ek eendag by U rus vind. Getrou en net. Heer God, dankie dat U ons harte sien en ons beloftes hoor. Yes, Lord. Skep in ons 'n rein hart en vernuwe ons gees. Vul ons met U Heilige Gees, sodat ons nie net praat nie, maar leef soos U wil. Yes, Lord. Laat ons draers wees van liefde, vreugde en vrede, vandag en elke dag. In Jesus se naam, amen, amen. Amen. Ons het nodig om die vrug van die Gees van die Here te dra. Amen. Dis baie belangrik dat ons die vrug van die Here moet dra. Die vrug van die Gees. Liefde. Vrug van die Gees is baie belangrik. Baie belangrik. Ek sien Jolandi wil my voortgaan. Sy weet nie wat sy liedjies het ek hierso nie. So, ek wil nie eintlik sê wat sy nou gesê het nie, iemand het dit dalk gehoor, maar hierdie liedjie wat nou gaan kom praat oor dit. Ek wil net getuig oor Sondag se woord Amen. onder die bome by die Karavaanpark hier by ons. Ek het soveel terugvoer gekry. Amen. Mense wat my sommer opgesoek het op Facebook, my telefoonnommer gekry het en my ge-WhatsApp het en met my gepraat het. En weet jy wat? Om iemand se vertroue so te kan wen sonder dat hulle jou ken, dat die Gees van die Here met hulle kan praat, dat hulle harte oopmaak en kan praat oor sekere dinge wat hulle nie sommer met 'n pastoor of so sal praat nie. Wil ek net vanaand vir die Here sê dankie dat hy 'n mens kan gebruik in daardie opsig, dat mense vrymoedigheid het om met 'n mens te kan praat. Amen. Dis mos van die Here af. Ja, dis waar. So ek loof die Here en ek prys die Here dat hy 'n mens kan gebruik as 'n spreekbuis, as instrument in sy hand. En om jou op te lig. Ja, en ja, ek hou nie eintlik van hom te sê om my op te lig nie. Ja. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die Here en die Here alleen. Om jou sterkte te Maar gee. ja, soos Jolandi sê, soms gaan 'n mens dinge deur as pastoor, evangelis en 'n werker van die Here, dat die Here 'n mens oplig en 'n mens, Iets werd voel weer. ja, jy voel dat die Here jou gebruik Ja. en dit is verstommend. Ons loof die Here. Amen. Ons prys die Here. Halleluja. Amen. Prys sy naam. Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Ons het gedink wysheid lê in woorde, in kennis en in krag, om altyd reg te wees en net te tree voor te stap. Maar u wys my 'n ander waarheid, 'n pad van lig en rus.
daar seer is, bring u genesing. Waar daar vrees is, bring u lig. U wysheid buig in nederigheid en dra ons deur elke stryd. U leer ons om sag te wandel, om barmhartig te wees, om elke dag in liefde te saai, want vrede genees. Leer my Here om te kies, u weg bo my eie wil, Asseblief, ja. om 'n draer van uw vrede te wees, waar ek ook al stil. Vrede is die vrug van die Gees, waar liefde en genade lees. Vrede is die vrug van die Gees, wat God in ons harte wees. Vrede is die vrug van die Gees, 'n lewe wat ook laat leef. Maak my hart rein, my woorde sag, laat my lewe in vrede dra. Waar ek gaan, waar ek staan, laat die liefde deur my gaan. Vrede is die vrug van die Gees, 'n lig wat in die donker lees. Vrede is die vrug van die Gees, uw wysheid leef nou in my wees. Vrede is die vrug van die Gees, vir altyd, Here, vir altyd, Jesus. Here, gee ons die wysheid van 'n liefdevolle hart, Asseblief, die Here. genade om sag te wees waar die wêreld hard is, en die geloof om elke dag vrede te kies. Laat ons lewens goeie vrug dra, en laat die Gees deur ons werk. Ons gee U al die eer. Amen. Amen. Vrede wat alle verstand te boven gaan. Dis daai vrede wat ons nodig het. Die vrede van God. Amen. Dis wat ons nodig het. Ons kan nie laat ons emosies ons lewe beheer nie. Ons kan nie. Ons moet vrede in ons hart hê. Weet, Dawid sê 'n mooi ding. Hy sê, as die Here wou gehad het, hulle moes my vloek, laat dit so wees, dan vat ek dit. Ek wens net ons kan die karakter van Jesus Christus ontwikkel binne in ons. Ons stap 'n pad met die Here vir soveel jare, dan sukkel ons met sekere dinge. En is belangrik dat ons die vrug van die Gees moet hê. Dis dalk nie waaroor ek gaan praat vanaand nie. Maar ek het net gevoel, ek wil graag hierdie liedere speel vanaand. Want ons sukkel. Ons sê ons is sondaars, maar die Here het 'n prys betaal. Ons sê ons is sondaars, ons bely ons is sondaars, maar dan wonder ek nou, wat het die Here aan die kruis gedoen? Hoekom het hy die dood oorwin? Sodat ons beter kan wees, sodat ons soos hy kan word, sodat ons die karakter van Jesus Christus binne ons kan ontwikkel. Amen. Prys die Here. En ons het nodig, soos ek met 'n broer gepraat het vandag, ons het nodig om te sê, ek is wie die Here sê ek is. Amen. Ek is nie meer verslaaf aan dit nie, ek is nie meer verslaaf aan dat nie. Ek is die seun van die Allerhoogste. Ek is kind van God, want die Here het gesê, as ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig om my sy kind te noem. En as ek sy kind is,
dan moet ek die karakter van sy seun hê. Die karakter van Jesus Christus. Amen. Jesus Christus het nie verniet aarde toe gekom, net om te sterf nie. Hy het aarde toe gekom, om sy karakter in ons te kan kry, deur sy gees. Halleluja. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Matteus 12, vers 33. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Amen. Wel wat jag en breek, waar woorde soms sonder liefde steek, soek ons allemaal iets wat hou, iets wat wys hoe om te bou. Nie net mooi van buite af, maar 'n hart wat lewe dra. Wat jy saai in stilte diep, is wat jy lewe later skep. Want verbinne my groei, sal altyd buite wys. U vorm my wortels stou, sodat my vrugte u kan dryf. Maak my hart 'n goeie boom, yeah. Laat my lewe vrugte dra. Dat liefde, vrede, goedheid deur my hande vloei elke dag. Maak my hart 'n goeie boom, yeah. Amen, broer Leon. Amen. Dat wie naby my wil staan, Halleluja. die goedheid sal beleef. Dis die mense wat sag kan bly, wat hoop bring net weer daar te wees, wat jou laat groei kan weerstaan, en jou herinner wie jy is. Nie perfek nie, net oorgegee. Yes, oorgegee. Nie hard nie, maar opreg en waar. Dis die gees wat deur ons werk en goeie vrugte openbaar. Leer my om nie net te praat, maar om liefde uit te leef. Dat my dade helder klink as die woorde wat ek sê. Maak my hart 'n goeie boom, yeah. Laat my lewe vrugte dra. Dat liefde, vrede, goedheid deur my hande vloei elke dag. Goeienaand, Sister Isabel. 'n goeie Oh, mis julle so baie. Here, laat my lewe verander wees. Dat wie naby my kom staan, die goedheid sal beleef. As ek splyko, lig u my. As ek moeg is, draai my. Die goedheid laat my weer begin.
groei en leer. Help my in dit wat U in my hart geplant het. Nie vir myself te hou nie, maar te deel met my familie, my vriende, Vrug van die hart. en elke mens wat my pad kruis. Leon wil weer. Maak my 'n plek van rus, 'n skadu deur vir die wat moeg is, en 'n draer van die liefde in hierdie wêreld. Vrug van die hart. Laat my lewe die goedheid wys. Amen. Amen, amen. Ek is so bly om Suster Isabel ook te sien vanaand, ek groet haar sommer 2 keer. Halleluja, prys die Here. Welkom aan elke WhatsApp luisteraar. Ja, aan elke Facebook kyker. Ek het gedink ek het 'n fout gemaak Sondag met die WhatsApp. Maar ek hoor blykbaar WhatsApp sny ons op sekere tye af. Blok ons en ek weet nie wat alles nie. Ek hoor party pastore sê hulle is heeltemal geblok, hulle moes groepe maak en ek weet nie. Ek hou van wat is die WhatsApp wat ons stuur? Nee, die WhatsApp wat hulle broadcast. Hoekom ek hou van 'n broadcast WhatsApp is omdat mense met my kan terugpraat. Dis wat ek wil. Ja. Ek wil hê mense met my terugpraat. Op 'n groep of wat dit ook al is, of 'n broadcast ding met 'n naam, niemand kan terugpraat dan nie. Na dit kan 'n mens antwoord, verstaan jy, persoonlik. Anders moet jy die pyltjie gebruik terug om na my uit te kom, maar moenie worry daaroor nie. Ek wil net sê dat as dit kom by geestelike goed gaan in ons by ons geestelike lewens, gaan ons baie goed moet ondervind en deurgaan. Ek wil hierdie lied speel voordat ons begin. Luister na sy woorde. Daai eerste sekonde by Jesus se voete sal al die swaar kry en pyn neerval daar op die grond. En daai eerste sekonde sal die trane ophou loop, elke oomblik van seer kry onmiddellik gesond. Alles sal verander en net een oomblik die donker sal lig word. En daai eerste sekonde, dan is alles oké. Oh, dankie Here. Niks meer pyn, niks meer verlange. Die wêreld se wreedheid uiteindelik verby. Oh, Geen siekte of seer, geen vrees sal oorbly, geen nagte sonder hoop, geen honger na liefde, net God se vrede wat saam met jou loop. Alles verander en net een oomblik die donker sal lig word. En daai eerste sekonde, dan is alles oké. oh, Niks meer pyn, niks meer verlange. Die wêreld se wreedheid uiteindelik verby.
eerste sekonde, daar waar vir ewig begin. En daai eerste sekonde, dan is alles okay. Niks meer pyn, niks meer verlange. Die wêreld se wreedheid uiteindelik verby. En daai eerste sekonde, daar waar vir ewig begin. In 'n oogwink kan ons van hier af in die volgende dimensie in beweeg met Jesus Christus. In 'n oogwink. Dis waar. En of dit by sy koms is of by ons dood is, gaan dit net so wees. Het gaan in 'n oomblik gebeur en dan is al ons smarte verby. Al ons hartseer, ons trane sal afgevee word. Loof sy wonderlike naam. Amen. Nou vanaand ervaar ek, of die hele dag ervaar ek sekere dinge, dat ons vashou aan sekere dinge van die verlede, en hoe oupa en ouma en papa en mamma en mense sekere dinge doen, sekere kerke sekere dinge doen, en ons val maar net in, en ons gaan maar net aan. Ek het dit seker al genoem, en ek wil dit weer noem, dat eendag toe vra 'n seun sy ma, hoekom bak sy so klein broodjie, wanneer die oond so groot is? Sy sê nee, sy het dit by haar ouma gesien, by haar ma gesien, en dis hoe sy dit doen. Hy gaan toe na sy ouma toe, na haar ma toe, en hy sê, ouma, hoekom bak julle sulke klein broodjies? Want ek sien my ma het 'n groot oond, maar sy bak 'n klein broodjie. Sy sê nee, my ouma Grootjie het dit gedoen. En gelukkig vir hierdie seun, geseënd is hy, dat ouma Grootjie nog gelewe het. En ouma Grootjie is amper 100 jaar oud, of 102 jaar oud. En hy dink, jessie, dit is vir my baie snaaks. Hy gaan nou met ouma Grootjie praat, en hy praat met ouma Grootjie, hy sê, ouma Grootjie, my ma het so mooi groot oond, en sy bak so klein broodjie. Hoekom doen sy dit? Want sy sê, sy het by ouma geleer. Ouma sê, sy het by ouma Grootjie geleer. Sy sê, jong ou seun, ek weet nie. Ek weet net die tyd toe ek brood gebak het, het ek net so 'n klein oontjie gehad. So eintlik, soos wat dinge aangegaan het, moes die brood groter geword het, want die oond het groter geword. Maar ons doen dit omdat ons voorouers dit doen. Ons leer dit mos. Ons leer sekere dinge aan. En ons gaan net aan daarmee, en ons besef nie wat ons doen nie. En Matteus 15 wil ek lees vanaand, vanaf vers 1. Want Jesus was altyd bevraagteken deur die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hoor mooi wat sê in vers 1 van Matteus 15. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Goed wat van lankal af terug gedoen is en oorgelewer is, geleer is, wil hulle nou weet, hoekom, daar sê, Suster Jolandi kom nou mooi reg, vers 15, vers 1, met 'n streepie, want ons weet nie waar gaan ons eindig nie. Sien jou suster nie. Sy is nie my suster nie, sy is my suster van gister, my vrou van vandag. Prys die Here, halleluja.
Hy sê, want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Het jy al 'n mechanic gesien as hy honger is? Daar's nie tyd om hande te, jy vee hom net af met die lap en jy eet, papa. Hoor mooi. Hoekom was hulle nie hande terwyl hulle brood eet nie? En onthou jy, ek het vir julle altyd gesê dat Jesus leer ons eintlik uit sy lewenswyse, is nie hoe jy 'n vraag beantwoord nie, is hoe 'n goeie vraag jy die vraag op 'n manier beantwoord. Hy sê maar, Jesus antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorleweringe? Terwille van julle oorleweringe is julle besig om God se gebod te verbreek. Terwille van dinge wat jy geleer het by jou voorvaders en die ouer gaardes maar julle besef nie dat julle is besig om God se gebod te verbreek nie. Hy sê, want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder. There's no two ways about it. As die Here vir jou sê, eer jou vader en jou moeder, en dis een gebod met 'n belofte, dit kan goed gaan met jou, of dit kan sleg gaan met jou as jy nie dit doen nie. Hy sê, waarom breek julle hierdie gebod van eer jou vader en jou moeder? Hoor mooi wat sê. En hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. In die Ou Testament was daar nie doekies omgedraai. Jy het gesterwe as jy jou ma en jou pa gevloek het. Hy sê, maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder of enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe. Die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. Ja nee, gooi hulle in die ouer huis. Ons betaal mos die ouer huis. Ons hoef nie my ma en pa te versorg nie. Ons betaal dat sy net daar is en ons gaan sien haar nie meer nie, ons los haar net daar. Vra my, ek weet, ek en my vrou weet, ons het al lang trane gehuil as ons wegstap van sulke ouer huise af. Waar ou mense, as ons hulle vra, kan ons vir julle bid, dan sê hulle, bid vir ons kinders, ons sien hulle nie meer nie. Hulle het ons hierso neer ingeboek en ons sien hulle nie meer nie. Hulle dink hulle doen reg. Maar hoe doen jy reg? As jy iemand net los vir hulle eie genade. Ja. Los hulle net daar. Solank jy net betaal, is jy happy. Party mense dink om geld in hulle ouers in te stop, is hulle alright. Nee. Ouers wil hê jy moet vir hulle sê, hoorie, ons is lief vir ma, ons is lief vir pa, ons mis julle, ons wil julle bietjie kom besoek, ons wil bietjie kom kuier. Nee. Ek weet nie. 'n boodskap sal niks van jou afvat nie. Al bly jy ver van jou ouers af, jy kan 'n boodskap stuur. Jy kan 'n boodskap stuur en sê, ek is lief vir ma, ek is lief vir pa, lekker slaap vanaand, of in die oggende, goeiemôre, mag julle 'n mooi dag hê en al sulke goedes. Man, dit maak 'n ma en pa se hart bly. Eer jou moeder en jou vader. Amen. Moenie dink omdat jy iets wil doen, dis goed genoeg nie. Hoor mooi. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Né? Julle maak die gebod van God kragteloos, omdat julle dink julle is alright. Hoorie, dit help nie, jy dink jy is alright. Maar as God vir jou gesê het, jy moet iets doen, jy doen dit nie. Al lê jou ma en jou pa op 'n ashoop, bly hulle jou ma en jou pa. Hoor mooi. Amen. Party mense se ouers is nie goeie mense nie. Hulle drink dalk, hulle rook dalk, hulle doen, maar weet jy wat?
Ek ken party mense wat se ouers nie die voorbeeldigste ouers is nie, maar hulle eer hulle. Kyk na hulle. En God sien dit raak. God sien dit raak. Dit help nie, jy sê, my ma, my pa, so sleg en so sleg. Nee, eer hulle eerder, voor jy sleg praat van hulle. Amen. Hoor, ek wil hê julle moet mooi hoor wat sê hulle vir hierdie mense. Geveinstes. Hulle noem hulle, Jesus noem hulle geveinstes. Julle wat dink julle doen goed, maar weet jy wat, julle doen nie eintlik goed nie. God se gebod is baie belangriker as wat jy dink wat goed is. Tereg het die profeet oor julle geprofeteer. Geveinstes tereg het Jesaja oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Here, ek bid dat hierdie hart 'n vrugbare boom sal wees vir U. Daai lied, dat my hart vrugbare boom sal wees. Dis hoekom ek hierdie liedjies gespeel het vanaand. Die Here het nie gekom om my en jou vry te maak sodat ons net kan leef soos ons wil. God het nog steeds 'n raamwerk vir my en jou waar volgens ons moet lewe. Amen. Ons kan nie in 'n kerk staan en ons hande oplig en die Here eer met ons lippe en ons sing vir die Here. O, dit is so lekker gewees in die kerk vanmôre. O, dit was so goed. O, die woord was so, maar jy stap daar uit. Maar jou hart is ver van God af. Want wanneer jy God se gebod nalat, is jou hart verder as wat jy ooit kan dink. Luister mooi wat ek vir julle sê. Dis belangrik dat ons God eer. En hoe eer ons God? Ek weet vir 'n feit, daar's pastore en predikers wat die genade predikers bedoel ek. Hierdie wat net genade preek en dit gaan nie oor die werke nie. Hulle my sal vasvat oor hierdie goedes. Ek wil vir jou sê, jou geloof beteken niks as daar nie werke by is nie. Niks. Ons kan nie die werke wegvat en sê, geloof is al wat jy nodig het nie. Geloof is al wat jy nodig het in die Here het nie. Jou geloof het werke. Hy sê, maar te vergeefs vereer hulle my deur die leringe te leer wat gebooie van mense is. Mense het al gebooie gebring in die kerk. Doen so. Hulle het soveel dinge verander. Soveel dinge verander. En hulle besef nie wat se skade hulle doen aan die woord van die Here nie. Jesus sê vir hierdie selfde mense, hy sê, julle gaan deur die hele wêreld om een persoon tot bekering te bring, en dan lei hom nog hel toe ook. Dis die Here wat praat. Nee, ek nie. Hy sê, ons leer dinge van mense, en ons vergeet wat het God eintlik geleer. Hy sê, en hy het die skare na hom geroep, en vir hulle gesê, luister en verstaan. Asseblief mense, moet my nie misverstaan vanaand nie. Jesus sê, luister wat hierdie man sê vanaand, en verstaan vir een keer in julle lewe wat hy probeer sê. Want ek is die gees van God, wat hierdie man gebruik as 'n instrument, as 'n spreekbuis, sodat julle kan hoor wat die gees van die Here wil sê vanaand. So spreek die Here. Ons moet nie meer bang wees om te sê, so spreek die Here nie. Want as hy sy woord gebruik, so spreek hy en nie ek nie. Hy sê nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie. Jy maak nie dit nie, mag nie dat eet nie. Nee, dit nie. Dis nie wat in die mond ingaan wat jou onrein maak nie.
Maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Wat spreek jy? Hoe spreek jy? Negatief, vieslike woorde, want dit maak jou onrein. Hy sê, daarop kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Hulle sal ja, want hulle is nog groot in hulle self. Hulle dink, hulle is die main peanuts in die pakkie. Actually, is hulle die vrot raisins. Wat is raisins in Afrikaans? Roosijntjies. Nie main peanuts nie. Hulle is vrot roosijntjies, man. Maar Jesus antwoord en sê, kom ek sê vir julle wat sê Jesus hier. Hy sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Is jy geplant, is jy gewortel in Christus, dat hy jou nie sal ontwortel nie. Ek vra dit vanaand, is ons gewortel in die Here, want as ons gewortel is in die Here, sal ons die vrug van die Gees uitdra, ons sal die vrug van die Gees uitleef, halleluja. Anders te gaan hy ons ontwortel. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. Daar's party mense wat mense lei, en almal is besig om saam met hom te val. Hoor wat ek julle sê vandag. Dis tyd dat ons by die waarheid uitkom. Jesus Christus, die waarheid, die ewige lewe, hy is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Daar is niemand anders nie. Ja, amen. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis. Kyk hoe toe is hulle nog steeds, hulle stap saam met die Here, hulle hoor wat sê die Here, maar hulle ore is nog steeds toe, want hulle is nog geestelik doof, geestelik blind. Maar Jesus sê, is julle dan ook nog sonder verstand, man? Is julle nog sonder verstand, dat julle nie kan verstaan, wat ek probeer oordra nie? Julle stap saam met my, julle hoor elke keer, wanneer ek hierdie goed sê, en julle verstaan nog nie. Begryp julle nog nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom, en in die heimlikheid uitgewerk word nie, dis wanneer jy op witbank is nie, dat jy dit alles uitwerk nie, so dat alles wat in die mond, hulle gaan in die toilet af. Hoor mooi, dis eintlik wat Jesus hierso sê, jou maag werk, al die gemors uit, en hou die goeie goed in. Hy sê, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart uit. Wat van die hart vol is, kom uit die mond uit. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Het julle al iemand gehoor, baie babbel oor geld, sy hart is vol geld. Jesus, as ek net al die geld kon hê. Ek kon dit gedoen het, ek kon dat gedoen het. Man, die geld kan jou nie eens red nie, man. Nie as jy op 'n doodsbed is nie, kan ek jou nie eens help nie. Ek sien, daai oogie van my wys daarbo is nou net 2 mense, hulle klaar, soos die fariseërs het hulle seker klaar besluit, hulle gaan nie meer verder luister nie. Ja? Of het julle maar net besig met die skorrelgoed of so, en net bietjie afgegaan, en luister maar net so aan die sideline. Solank julle nog luister, is alles honkie-dorie. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes. Hoor mooi, wat jy uiter, sê vir jou of het sleg is, of goed is. En ek gaan nie nou al hierdie goed noem van lastertaal en al hierdie goeders nie. Hy sê dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar ons met ongewaste hande eet, maak die mens nie onrein nie. Pas op wat se saad jy in jou gedagtes inbring. Is reg, broer Ben?
Ek sien jou fotootjie daar. Dit wat in die gedagtes inkom, verwerp dit wat negatief is. Want daai saad gaan hart toe. En jou hart is die grond van hierdie saad. En jou hart moet ontvanklik wees om hierdie saad te ontvang. Dit moet goeie grond wees, sodat goeie vrug kan kom, en wat by die mond uitkom, net goeie dinge kan wees. Kan ek gou ietsie sê? Wat het Jesus gedoen na die opstanding? Moet ek dit vir julle lees? Want weet jy wat het hy gedoen? Hy het 40 dae saam met die disippels geloop. Hoekom? Hy het oor die koninkryk van God gepraat. En hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. So hulle moes eers die skrifte, die harte moes geopen wees om die skrifte verstaan. En ek bid vanaand dat elkeen se hart sal oop wees, elke oor geopen sal wees, om te verstaan waaroor die koninkryk van God gaan. Die koninkryk van God gaan oor sy karakter. Ons moet sy karakter uitbeeld. Ja, broer Leon, ons moet gehoorsaam wees aan die waarheid wat gepreek word. Prys die Here. Amen. Prys die Here. En hoe meet ons die waarheid wat uit iemand se mond uitkom? Ons meet dit aan die woord van God. En ek gee nie om wat mense sê nie. Hulle kan kom met, maar ek het dit by die Here gehoor. Ek was dood gewees, ek het lewendig geword, die Here het dit gewys. En as dit nie volgens sy woord is nie, verwerp dit. Ek vra julle mooi. Verwerp dit. Dit moet skrif wees. Dit moet die waarheid wees. Jesus Christus, die waarheid. Niks kan teen die woord van God wees nie. En hy moes hulle verstand open om die skrifte te verstaan. Hulle harte moes dit inneem. En toe moes hy hulle nog doop met die Heilige Gees, sodat daai waarheid kon uitkom. Amen. Prys die Here, halleluja. Ms. Karabo, wil jy iets sê ten op afsluiting? Of is jy nog besig om tikwerk te doen? Ek is nou met julle. Ek wil hê dat ons harte moet skoon hou. En dit wat ons inneem, die regte, positiewe goed moet wees. Sodat dit wat by die mond uitkom, rein oorgedra sal word. Ek wil hê ons moet die karakter van Jesus Christus hê. Ek wil hê ons moet die Gees van God openbaar. Die vrug van die Gees, sodat mense Jesus deur ons, in ons kan sien. Ek bid dit vanaand in die naam van die Here Jesus Christus. Ms. Karabo? Goeienaand aan elkeen, maar ons sê ook alweer amper tot ziens, né? Wat ek nou gou so vinnig opgesom het, David nou Matteus 15 vanaf vers 1 tot 20 het ek hierso die Fariseërs en skrifgeleerders vra vir Jesus hoekom sy disippels nie die ou tradisies volg nie, soos om hande te was voor hulle eet. Jesus antwoord dat hulle eerder God se gebooie verbreek deur hulle eie menslike tradisies bo God se woord te stel. Hy wys dat ware reinheid nie van buite afkom nie, maar uit die hart. Jesus leer dat dit wat uit 'n mens se mond uitkom, woorde en gedagtes, wys wat in die hart is. Dinge soos kwaadwilligheid, leuns en sondige gedagtes maak 'n mens onrein, nie uiterlike gebruike of rituele nie. God kyk na die hart, nie net na uiterlike gebruike nie. Ware geloof kom van binne en wys in hoe ons dink, praat en leef.
Amen. 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 Prys die Dankie dat Here. ek dit met julle kon deel vanaand. Amen. Prys die Here. Dit help nie, jy wil jou mooi gesiggie by die kerk wys Sondag en dan deur die week is dit 'n ander mens. Hoor mooi. Jesus het 'n prys betaal sodat ons hom kan toon aan die wêreld wat verlore gaan. Amen. Amen. Dis hoekom dit vir my baie belangrik is dat ons hierdie dinge kan verstaan. Amen, Suster Lise. Amen. Dis hoekom ek weer hierdie lied gaan sing. En Jolande is so mal oor hierdie lied. Vandat ek hom gespeel het die eerste keer. Ek gaan hom, want hy het dit klaar gedoen. Amen. Hy het dit al reeds gedoen, sodat ons beter kan wees. Amen. Dit is klaar, dit is klaar. Hy het die prys betaal. Die ewige lewe gekoop vir jou en vir my. Hy leef, hy leef. Die graf is leeg, die dood is oorwin. Vergifnis vloei soos riviere vir jou en vir my. 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Yes, Lord. Mag die Here jou vul met vrede. Mag sy liefde jou hart omvou. Asseblief, Here. Mag hy hoop in jou lewe bring en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien. In donker hou hy jou vas. Mag jou huis gevul wees met vrede. Sy genade altyd by jou. Halleluja. Hy leef, Hy leef. Die graf die is graf leeg. is leeg, die dood is oorwin. Vergifnis vloei soos 'n rivier vir jou en vir my. 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Sonde hou ons nie langer vas. Hoor julle? Geen skuld kan bly staan. Niks Die prys is is betaal. betaal. Dit is klaar. Jo, Dit is klaar. Hy leef, hy leef. die graf is leeg, die dood is oorwin. Vergifnis vloei soos 'n rivier vir jou en vir my. 'n nuwe lewe, hy maak ons vry. Mag die Here jou vul met vrede. Oh, Mag sy liefde jou hart omvou. Mag hy hoop in jou lewe bring en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien. halleluja. In donker hou hy jou vas. Mag jou huis gevul wees met vreugde. Sy genade altyd by jou. Amen. Dit is klaar. Hy het uitgeroep. Tetelestai. Dit is volbring. Hy het nie nodig. Weet julle, ek wil graag afsluit met dit, net soos wat die Here dit nou op my hart lê. As ons die Bybel lees, sê die Bybel, die Here het opgevaar en hy het aan die regterhand van God gaan sit. Hy gaan nie weer opstaan nie. Hy het gesê dis klaar.
Hy gaan nie opspring elke keer wat ek en jy rondhardloop en skarrel nie. Hy het gesê, dis klaar, dis volbring, dis verby, hy sit. Hy sit tot in die dag, wanneer hy ons kom haal. Hoor mooi. Hy het alles oorwin, sodat ek en jy meer as oorwinnaars kan wees. Oorwinnaar oor die dood, oorwinnaars oor siekte, oorwinnaars oor ons vlees, en al die goedes waarmee ons sukkel. Wat moet ons nou doen? Ons spreek lewe oor situasies wat dood is. Want hy het ons die mag gegee om op slange te trap. Om die hande op die siekes te lê. En of hulle is gesond maak of nie, dit beteken nie, hy maak nie meer gesond. Ons moet dit net glo. En dit doen. Hoekom heil ons? Vir goed wat al reeds ons sin is. Wat hy vir ons voorsien het. Wat hy vir ons gegee het. Amen. Hy het ons mag gegee oor die vyandsmag. Hy het nie nodig om op te spring elke keer as jy, asseblief, Here. Nee, dankie Here vir voorsiening. Dankie Here vir 'n deurbraak. Dankie Here vir wat U doen. Dankie vir my gesondheid, Here, Ja, want dit amen. kom van U af. Dankie. Dankie vir 'n nuwe nag, waarin U alreeds die engele bevel gegee het aangaande ons, om ons te behoed en te bewaar. Dankie Here. Is nie meer 'n gesmeek en 'n gehuil nie, man. Hy het dit alreeds vir jou en vir my gedoen. Amen. Prys die Here. Maar ek wil net gou ietsie sê, ek dink hierdie is nou die regte geleentheid, want Sê dit. ek wag nou al baie lank dat ek dit kan sê, en ek dink vanaand is die regte geleentheid, want dit is die regte woorde wat gespreek is, en die regte woord wat uitgekom het. Omtrent 'n jaar terug, het ek hierdie ding in my gehad, wat ek nie sekere mense kon vergewe het in my lewe nie. En ek het geloop met hierdie wrok in my hart, wat hulle, agter my rug gepraat het, en dinge wat ek gesien het en gehoor het, en dit het my verskriklik gepla. En ek het net die oggend opgestaan, en ek het net gesê, Here, vergewe hulle. Ek soek daardie vergifnis, dat ek hulle kan vergewe, vir dit wat hulle aan my gedoen het, en wat hulle van my gepraat het, en van my gesê het. En ja, daar seker van hulle wat kyk vanaand, en ek wil dit net sê. En van daar af wat ek hulle vergewe het in my lewe, ek gee nie om, ek wil nie eers meer aan hulle dink nie. Ek wil nie, wat ook al, maar die Here ken my hart. En van daar af het ek vreugde in my hart. En vrede, ja. En vrede. En in my huis, soos wat hierdie liedjie sê, né? En ek wil vir die Here net sê dankie, dat hy my gehelp het, om hierdie persone te kan vergewe, Amen. vir wat hulle aan my, en dalk my gesin, almal in my gesin gedoen het hulle dinge gesê en gedoen, en dis hoekom dit vir my nou die regte tyd is om dit te kan sê, wat hulle aan my en my gesin gedoen het, en ek sê vir die Here dankie daarvoor. Amen. Jolandi is gesonder as wat sy ooit was. Moenie laat die duiwel vir jou lieg nie. Onvergewensgesindheid
maak jou siek. Al dink jy het vergewe, moet jy een ding onthou. Vryspraak gee vrede. En wanneer jy daai vrede ervaar, dan weet jy, jou hart is reg met die Here. Amen. Amen. Prys die Here. Ek hoop ons het lekker gesels vanaand. Ek hoop die harte en die ore was oop en ons het iets geleer vanaand, soos wat ons altyd leer. Ek leer altyd. So lekker. Ek wil nie ophou nie, man. Maar mag die Here julle seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar. Ja, en mag sy aangesig oor julle skyn, julle genadig wees, mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Ek bid dit in Jesus Christus naam. Mag daai vrede julle oorheers soos nooit tevore nie. Vrede wat die verstand nie kan indink nie. Daardie vrede bid ek oor julle. Baie Jesus liefde aan elkeen van julle. Mag julle 'n soete nagrus hê. En ons is baie lief vir julle. Ons kyk uit dan DV vir Vrydag aand. Die tyd vlieg so. Matteus 24 sê, hy gaan die dae verkort, anders gaan geen vlees dit maak nie. Hy verkort dit vir sy uitverkorenes en ons dank hom, ons loof hom en ons prys hom daarvoor. Amen. In Jesus Christus naam. Alle Jesus liefde vir julle. Amen. Praise die Here. Till we meet again.